gereed vir die woord van die Here? Is u gereed vir die woord van die Here? Kom ons gee God so prys as u gereed is vir die woord. Halleluja. Halleluja. Goed u vanavond in die naam van Here. Kom as jy raas. Goed in die mooie naam van die Here. So voorrecht om die allemaal te hê in die huis van die Here. Ek is net in die vierde keer voor te stel. David was anointed. He often spent time in the presence of God, and one of the evidences of his anointing was shown in his musicianship. David played for Saul, and the evil spirit departed. Brave enough to slay a giant, political enough to run the kingdom, and artistic enough to write songs, this man was one of a kind. Well, tonight we have someone similar. He does a lot of physical work at his place of employment. Give him the drums and he will play. Give him a keyboard and he will arrange a set. Give him a microphone and he will start to sing before he preaches. That giftedness, anointing and humility together, and you will have tonight's speaker. He is the son of Pastor Eugene and Lady Alicia Peterson. Please stand with me and put your hands together as we receive the incredibly anointed evangelist Eugene Isaac Peterson. Kom ons gee die Here nog so lekker prys. Ja, dat weer te doen. Yes, wat dat weer te doen. Die prys is man ons in die mooie introduction. Kom ons gee die Here so lekker prys, halleluja. Ons mag maar sit plek aanneem. Groetes in Jesus naam. Elkeen hier teenwoordig hier is gegroet. Ek groet elke leier. Bishop, Leraar May en sy vrou, Pastor Peterson, Evangelist Gia, Apostel Fasagi, elke leier hier is gegroet in die mooie naam van ons koning Jesus. Hey man, ek ben so op 'n podium gesit, ek klim af daarvan, en ek bid dat die Here my gaan gebruik vanavond. Kom ons sluit net ons oë en ons seën die woord van die Here. Here, die opening van u woord gee lig, Here. En dit gee die onverstandiges, gee dit verstand, Vader. Here, dit is u woord, Here, wat terwyl alles, Here, wat op die aarde is, Here, sal verbygaan, Here. Selfs die hemel sal verbygaan, Here. Maar dit is die woord van die Here, Here, wat sal staande bly, Here, en waarvan nie 'n Juda of 'n Titus sal verbygaan nie, Here. Dit is die eie woord, Here, wat skerper is as enige tweesnydende swaard. Here, ek bid, Here, vir 'n beweging van u, die Here. En ek kom verdwyn, Here, van die verhoog af, Here. En ek roep die Heilige Gees, Here, opvaardig te word, in die naam van die Here, in die naam van krag. Ek bid, Here, dat jou sien, vir die man, Here, en mag u die Here in vlieg, in die naam van Jesus. Here, elke bindingsbreek ek nou, elke algasse wat in die lig is, Here, kom verpletter ons, Here. Here, nie ons krag uit die Here, maar uit die krag, Here. Kom sien die eie woord, Here. En kom te staan in elke vergeetachtigheid, Here, in die naam van Jesus. En gebruik my, Here, net soos u die Here wil. Here, laat ek verdwyn, Here. Here, ons bid vir 'n beweging van u, Here. Ons bid vir 'n manifestasie, Here, van u, Here. Kom nou, Here, en kom neem die regmatige plek. Kom, Here, in die liefde. Kom, Here, in die volheid, Here. En kom op hier, Here, soos die mens kan, Here. Ons is verseker hiervan. Hy wat wat? Hy wat is? Hy wat hier wat sal wees. En weer. Kom nou, Here, en kom neem die plek in. In die naam van Jesus. Here, en dank sê van amen.
Hallelujah. I will bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. I see the kids sing some. I will bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and everything that is within me, and all that is within me, that is worthy. Bless His holy name, bless His holy name, His holy name. I will bless the Lord, oh my soul. Let everything that is within me, everything that is, bless His holy name, bless His holy name, bless His holy name, bless His holy name. He has done great things. I know the Lord, He heard my cry. He has done great things. He has done great things. He has done great things. And His holy name. Hallelujah. Nou, soos ons allemaal weet al ons op het thema Thy Kingdom Come. En vanaand het ek spesifiek een boek wat ek gaan vanaf hardloop in die Bybel. Maar ek gaan verskillende skrifte lees. Maar ek sit en dink vandag terwyl ek my voorberei. As 'n kind het ek altyd gedink dat die duiwel dom is. En ek het altyd gedink dat hy kan nie ons next plan sien nie. Maar ek besef die ding terwyl ek met Manu praat. En ons het so klein misverstand gehad. En Manu skel my so 'n bietjie oor my commitment. Ek was nie verkeerd nie. En hy skel my oor my commitment en terwyl ons nou woorde wissel, respectable manner, that's in a respectable manner. En stryd die ding my. Hy vra my die vraag, hy vra my is so wat hy besluit, wil hy nog deel van die convention is?
En ek dink hier in my hart, my broer, is van my af aan het ek nou gedodge. Maar dis dat ek besef het dat die dwang is ons opgeleg om die woord te predik terwyl dit nog dag is. Vandaag gaan 'n tyd kom waar ons die woord van die Here gaan soek. Halleluja. En ek dink vir myself, ek sê, "Ai man, nou as jy maar net geweet het dat alles wat ons doen, doen ons tog vir die Here." En in dieselfde asem dink ek aan 'n geval. Ek gaan eerlik is, die afgelope 3 maande was my geestelike lewe nie so op standaard nie. En soos Jeroen sal sê, Jeroen net die ding wat hy sê, jy like toelaat dat die duivel jou boelie. En ek het toegelaat dat die duivel my boelie. En op 'n dag, as ek besig by die werk, en ek dink die ding dat was al nou heeltyd niks toe ek net 'n normale musikant was. En toe ek so geworry het om te bid nie. En ek het toe geworry om te lees, was daar nou niks nie. Maar ek verstaan die ding, die Here my die revelation gee terwyl ek by die werk is. Ek is besig by die werk, soos Manu sê, ek is jack of all trades. En ek is besig om solar panels te was op die dak. En terwyl ek die solar panels was, is die iemand op die vloer wat meelsakke pak op 'n trok. En met die wat die solar panels was, maar as het was nog skemerig en ek spuit dit af. Maar met die waai kom aan hoe jy miskien vind, en dit waai die druppels na hulle toe wat op die vloer is. En een van die ouens breek uit, en dan sê ek, het was al spris toe ek het doen. Maar met die wat ek hou nie daarvan en verkeerd is, want ek weet ek is regie. Ek sê, oh man, ek was aan, dit is 'n wind, jy weet nie wat gaan aan hier. Die druppels het per toeval na jou toe gekom. En hy sê, as reg ons gaan praat, hy afkom. En ek is diep geskrik. Maar ek besef die ding agterna dat so verder dan in die geestelike realm. Bishop preek eendag die ding, hy sê ons is nie almal op dieselfde level nie. En het is belangrik wanneer die woord van die Here lees, moet jy vir Jesus sien in alles wat jy lees. En ek het het so ver gevat en ek het al harte geneem. Alles wat ek doen, of alles wat met my gebeur, sien ek Jesus daarin. En ek was so kwaad, want ek die huis verstaan ek eers later dat dit is so in die geestelike realm op. Terwyl anders van ons deel op die vloer met die druppels, is ons anders bezig op die dak, om met die wind kennis te maak. Dit is nie per toeval dat die wind jou stoot nie, maar hier sê die Bijbel, die Here ondersteun jou. Ga jy deur die vuur, as hy met jou, ga jy deur die water, as die Here met jou. En dan besef hierdie ding, dat die duivel baie strategies is. En hy gaan jou aanval, reeds wanneer jy dink jy's op jou sterkte. En reeds wanneer jy dink, jy kan nie val nie, dan gaan die vyand jou aanval. En alles wat hy doen, as met die man dat, na een plan toe van hom wat Johannes 10:10 sê. Hy sê, en die dief het gekom om te steel. En die dief het gekom om te slag en te verdoen. Maar die woord van die Here, dit het gekom om ons lewe en lewe in oorvloed te gee. En terwyl pas van ons op die dak is, en ons is nou daarbo, as die rede hoekom ons val, as 'n keuse wat ons maak. Deuteronomium 30:19 sê, ek hou die dood en die lewe vir jou voor. Kies die lewe, sê God, sodat jy kan lewe. En sodra ons as mens die verkeerde keuse maak, kan dit ons toekoms destrooi. Dit is hoekom het so belangrik is om God se koninkryk te soek. Geen wonder Matteus 6 vers 33 sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal al hierdie ander dinge, as ek praat van al hierdie ander dinge, dan praat ek van die mooiheid wat ons van droom, dan praat ek van die wens wat ons wil ry, maar die belangrikste is om die koninkryk van die Here te soek. Geen wonder, die Bijbel sê, bekering is 'n moedsak. Sê dit eens hoeveel woorde nie, maar bekering is 'n moedsak. Ek het nie gekom om iemand 'n mooi woord te gee nie, maar ek het gekom om vir iemand te sê dat wanneer ons sterwe, al sterwe ons maak reg op die
selfs 'n uur of so dit noem. Daar is iets wat hulle noem. Jou werke volg jou na. Ons kan lewe soos ons wil, maar ons kan nie sterwe soos ons wil nie. Want daar gaan 'n dag kom, waar ons voor die regterstoel gaan staan, en waar onze werke voor ons gaan getuig. Die vraag kom by my op, hoe soek ons die koninkryk van die Here? En het kom weer alles te neer op die. Alles begin by 'n keuse. Jesus maak die parable, praat onder korreksie. Matteus 25 vers 1. Hy sê die koninkryk van God is soos 10 magte. 5 was dwaas en 5 was verstandig. Die 5 dwaase het geen olie vir 'n lamp gehad nie, terwyl die 5 wyse olie saamgevat het. En dit was elkeen se besluite om te besluit hoe hulle voor God gaan verskyn. En die Bybel sê terwyl die bruidegom kom, en toe die bruidegom besig was om te tel hom, het hulle die 5 onverstandiges aan die slaap geraak. En die wat geleer het van die koninkryk van God, dat alles sit ons met veel motiewe, en alles ons hart, en alles ons self gevinds. Die koninkryk van die Here het die tendens van jou rein maak. Alhoewel jy jou hoogmoedig hou, alhoewel jy met niemand praat nie, die koninkryk van die Here het die tendens om alles te skep. Die Bybel sê in 1 Samuel, en daar kom 'n bose gees oor Saul. En Saul is op pad, hy het klaar besluit, hy gaan vir Dawid dood. Maar hy sê vir daai sy vlog wat hy gemaak het, hy sê vir Jonathan sy plan, en Jonathan het van Dawid gehou. En Jonathan sê vir Dawid, luister die Deda, my pa beplan om jou dood te maak. Maar dis nie wat ek wil oor praat nie. Ek wil praat oor die feit, toe hy sy manskappe stuur, om vir Dawid dood te maak. Die Bybel sê, toe die eerste groep gaan, met hulle kors het hulle profeteer. Hy het 'n tweede groep gestuur om Dawid dood te maak, maar hulle het toch geprofeteer. Hy het 'n derde gestuur om vir Dawid dood te maak, maar hulle het toch geprofeteer. Nou die Bybel sê, en so, toe Saul self daar kom, en hy nog geprofeteer. Dit is die ability wat die koninkryk van die Here het. Hy kan enige ding wat lelik is, kan hy draai. En enige ding, al wil ons nie praat nie, maar sodra die Here gepraat het, ons moet spreek. Gewonder Amos sê, as die leeu brul, wie sal die vrees nie? Amos sê, en as die Here gespreek het, wie sal die profeteer nie? Dat as die, en ons se vermoe, op jy die stewig te wees nie. As die Here gepraat het, dan lam die lammers. As die Here gepraat het, selfs die toedeur, hy maak oop, want die Here het gepraat. Ek is hier om vir iemand te sê, die Here wat toe is, en die blokkade wat in jou pad is, die profeet van onze lewe, namelijk Jesus Christus, hy het gesê, dit was oop. En ek wil vir iemand die woorde sê, daar is geen verlossing sonder bekering nie. Ons weet jy kan mooi sing, ja, is oké. Ons weet jou attendance is 100% in die kerk. Maar die Here kyk nie na die uiterlike nie. Die Here kyk na jou hart. En ek wil vir iemand sê, moet toch iets soos die 5 dwaase magte is nie. Wat toe die bruidtaal om te kom met hulle geslap, maak nou jou sak reg. Want ons gaan eendag voor 'n gedoopte Jesus gaan staan. Ons moet ons doop, ons moet ons bekeer. Want die koninkryk is op hand. As jy iemand wat toch net sê, ek wil my sak met die Here reg maak. As jy dit hou kom en sê, wat gebeur? 'n paar maande terug is ek by die werk. En die duiwel val my aan by die battlefield. En ek het klaar geskets, hoe gaan ek myself doodmaak by die werk? En as ek terugkom, gaan my maal net die nuus kry, dat ek dood is. Ek is op pad by die trappe, en ek gaan my nog gaan afgooi. Maar die Here gebruik evangelis Pieter Versaggie. En hy sê, Gina, ek dink vandag aan jou. En hy stuur my 'n song, wat sê die Here gaan guns aan jou bewys. Ek is nie om vir iemand te sê, as jy dink die Here is dood, dink weer. Is toch nog nie te laat om jou sak reg te maak met die
die Here nie. Daar is 'n God. En daar is ook 'n hemel. En daar is ook 'n hel. Of moet ons verkeer? As iemand wat op sy sak wil regmaak met die Here, as die Here dit kan vir Gina gedoen het, dan kan die Here dit ook vir u doen. Moet nog nie wederstrewe gesien, terwyl ons aanbiddingslied kry. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find Him not to burn as I need dat een mens wat wil sê, ek wil toch my sak met die Here regmaak. Yes, ek is nie perfect nie. Yes, ek gaan uitval en ek gaan uitgaan nie. Dan val ek nog steeds in die Hamilton. Maar ek wil my sak met die Here regmaak. Is daar toch nie iemand wat net sy sak wil regmaak met die Here nie? Moet het toch so laat is. As jy gaan worry wat die mens langs aan jy gaan sê, gaan jy toch gaan brand in die Here. Maak toch jy sak reg met die Here. As daar nie iemand nie, as daar nie iemand nie, as daar net een mens, die Here wil jou gebruik, maar hoe kan hy jou gebruik? As jy talm, kom toch na die Here toe, kom toch na die Here toe. Ja, die elke dag gaan afspeel in die Here, dan gaan die Here sê, ek het een hier net 20-jarige kind gebruik, om in jou te praat, maar jy wil nie luister nie, kom toch na die Here toe. As toch nog in de raad nie, ek blijf by die vandaan, kom toch na die Here toe. Ek blijf by die, was die sak reg met die Here. Ons weet nie wat kan nou gebeur as ons nie uitgaan nie. Dan gaan ons spijt. Kom ons vat toch ons sak reg met die Here. Reach out and touch the Lord. As He passes by. Apostel gesag gevra net voor van die Here na die Here toe te lei en die Here sien.